voor mense staan in hier in Meierton te sê, Milielande, in 'n NG Kerk, en ek gaan met mense praat, so ek gesê, hoorie, wat rook jy? Ek wil ook iets sê. Rook jy? Ek sou nooit dit gegoed. Ek sê gesê, hoorie, ek is nie 'n kerkmens nie. Dis nie my persoonlikheid nie. Ek hou nie van kerk nie. Laat ek eerder iets anders doen, maar kerkmense definitief. Tog hier staan. Preek in die kerk. Leer dominees by universiteit, hoof van 'n departement van die Bybel. 'n Boek wat ek vir die eerste 17 jaar van my lewe nie gelees het nie. Jy sien, wanneer al hierdie goed weggaan, kerk en jy wat preek, dan is dit net jy en die Here. Waar jy eintlik jou identiteit vind, is in Christus. Het julle daai woord, daai uitdrukking in die Bybel gehoor? In Christus, in die Jesus. Maak nie saak wie jy is nie. Jou identiteit was aan, en dan so word jy help. So ek ook 'n hoorder. Miskien die hoorste van almal in die kerk. Paulus verwys na homself as 'n laatgebore, 'n laatlammetjie. Hy was nie een van die, nou is ek om die ompad te gaan, maar jy weet Paulus sê, ek is die laatlammetjie, die laatgebore, maar ek het die laatlammetjie. As jy hom mooi lees, kan hy self sê, eentjie van haar borsie. Van al die disippels, ek was nie een van die 12 wat saam met Jesus gereis het nie. Ek self het die kerk vervolg. My naam was Saulus gewees. Nee, ons lees mos in Handelinge, Paulus se Hebreëse naam was Shaul, Saulus. Die kerk vervolging. Vandag is ons Nuwe Testament versier met sy lewe. Die oudste dokument wat ons sê. Hy sê ek ag al daai goed, is trek, is rubbish, is mis in. En dan begin, en hy besef sy roeping is om die heidene te gaan bekeer, en die evangelie aan die heidene te verkondig, en dan gebruik hy sy Grieks-Romeinse naam Paulus, nie meer Saulus nie. Hy verander nie sy naam nie, hy het al twee name, maar hy gebruik nie meer Saul, Saulus nie, hy gebruik Paulus. Hy pas sy identiteit, self sy naam, pas hy aan by sy roeping. Het julle geweet, as ons nie Handelinge gehad het, en ons net Paulus se briewe gehad het, sou ons nie eens geweet het, sy naam was Saulus. Hy noem homself nooit Saulus in sy briewe. Dit is Paulus. Die volgende punt wat ek na toe wil gaan, as jy na die volgende slide gaan asseblief, is, ek wil gou vir ons na die volgende toe gaan. Daar sê. Die tempel, het ek vir jou gesê, is 'n simbool van God se teenwoordigheid. Kyk hoe mooi is dit. Ons nou by Johannes 2, as ons gaan na Johannes 1 toe, dan sê in Johannes 1 vers 14, die woord het mens geword en onder ons kom woon. Kan ek julle gou gooi met 'n bietjie Grieks? Ek neem aan, julle kry nogal baie Grieks en Hebreëus met al die profs wat hier by julle ontbreek. Okay, so ek is nou jammer dat ek julle nou gooi met dit, maar hierdie is nogal mooi. Okay. Die woordjie vir woon daar is die Griekse woordjie eskenose. Maar dis 'n vreemde woord. Okay. Want daar's 'n meer algemene woord in Grieks vir woon. Die woordjie oikeo. Okay. Oikeo is verwant aan oikos om wat 'n huis is. Hoekom gebruik hy daai woord en nie die algemene woord vir woon of bly? Jy sal hier goed nie optel in 'n vertaling. Nou eskenose beteken eintlik om 'n tent op te slaan. 'n Tent, skien is 'n tent. 'n tent op te slaan, en wat is die bekendste tent in die Bybel? Die tabernakel. Die voorganger van die tempel was die tabernakel. En as jy hierdie vers mooi wil vertaal, dan ons doen dit, dan sal ons sê, die woord het mens geword en onder ons kom tabernakel wees. So alreeds in hoofstuk 1 vers 14 sê ons, geef ons hierdie idee dat Jesus ons tabernakel is. Jesus is ons tempel. Hy kom woon tussen ons. En saam met dit bring hy God se teenwoordigheid. En iets van God se teenwoordigheid
wat God se teenwoordigheid is, dit beteken nie net God is hier nie. Julle verstaan, God is oral, maar as ons praat van God se teenwoordigheid, as God hier is en God teenwoordig is, dan kan jy nie anders as om te verander nie. Jy kan nie, sy teenwoordigheid is net van so 'n aard, dat jy moet verander. Ek is hier by julle, ek is teenwoordig saam met julle, ek wil nou nie afkom, eintlik gaan ek dit doen, laat ek die kameraman nou hier so baie, ek maak hom nou was, maar ek is nou hier tussen julle, sorry, ek is hier tussen julle, ek is teenwoordig, maar dit, ek is sommer net hier, ek is net hier, ek gaan nou weer met die maar dis dit, maar as God tussen ons is, daai tipe teenwoordigheid beteken, ek kan nie dieselfde weer weggaan, ek sal stadig loop, as God se teenwoordigheid by my is, en tussen ons is, kan ons nie anders doen, as om te verander. Dis die implikasie van Jesus van die tempel. Jy kan nie dieselfde meer wees nie, jy moet verander. Dan die derde punt wat ek wil maak, gaf my na die volgende slide toe. Dit is die plek van aanbidding. Weet ons is nou by Johannes 2, Johannes 1, as jy gaan na Johannes 4 doen, is die storie van Jesus met die Samaritaanse vrou by die put, is amper klaar. Dan, is 'n interessante storie, hy sê, hy ontmoet die vrou, 'n Samaritaanse vrou in die middel van die dag by 'n put, wat weird is, want, jy het nie in die middel van die dag gaan water trek, het is te warm. Maar sy is daar in die middel van die dag, want sy wil nie mense sien. Sy is nie lus vir mense nie. En dan kom ons agter hoekom sy dit doen, want sy is nie 'n baie getroue mens nie, vrou nie, en Jesus sê dit ook van, jy het soveel mans gehad en eensaam met wie jy nou is nie 'n man nie. En dan raak sy 'n bietjie senuweeagtig en dan verander sy die tema, en dan sê sy, maar Here, ek kan sien jy is 'n profeet. Sê my gou, in watter tempel gaan ons aanbid? Nou die Samaritane en die Jode was nie maatjies nie. En die Samaritane het hulle eie tempel gehad, né? Daar die Joodse tempel in Jerusalem wat hulle gewys het, maar dan was daar ook 'n tempel op Berg Gerizim in Samaria. Dan vra sy, Here, watter tempel gaan ons bid? In ons tempel in Samaria, by die Samaritaanse tempel of in die Jerusalem tempel? Dan sê die Here vir haar hierdie in vers 23, daar kom 'n tyd, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader deur Gees en in waarheid, Gees en in waarheid sal aanbid. Want die Vader wil hê dat mense wat hom so aanbid, sy aanbidders sal wees. Nou, Johannes het al reeds die idee geskep dat Jesus die tempel is, en nou sê Jesus, hoe aanbid jy in hierdie tempel? Jy aanbid in Gees en in waarheid. En dit is eintlik die aard van aanbidding in die Jesus tempel. Nou, aanbidding in die antieke tyd, het ek gesê, was offers. Dit was nie om te, sing en al die goed, dit was deel van dit, maar eintlik wat aanbidding was, die aanbidding was om offers te bring, en die doel van aanbidding was altyd dieselfde, dit was om jou saak reg te maak met God. Dis die doel van aanbidding. Hierdie tempel soek nie offers. Die offer is klaar gebring. Jesus is klaar die naam van God. Hy is die tempel en hy is die offer. Dis wat Johannes die Doper sê as ons sien, kyk die naam van God en die sonde van die wêreld weg. Al wat jy moet bring na hierdie tempel, en dis tot 'n mate die betekenis ook van Jesus wat die diere uitjaag en die tafels omgooi, want ons het dit nie meer nodig nie. Jy het nie meer nodig om na 'n tipe van 'n vooimark toe te gaan wat stink van diere, om 'n offer te kry en om te sien hoe 'n arme dier geslag word en doodgemaak word vir jou foute en vir my foute. Diere is nie meer nodig. Offers is nie meer nodig. Al wat die Here soek is opregte hart. Dis die offer wat jy na hierdie tempel toe bring. Dis die offer wat jy na hierdie tempel toe bring. Eintlik is elke dag 'n pelgrimsfees. Elke oggend wat jy wakker word, ons is elke dag is ons pelgrims na die Jesus tempel, na die nuwe tempel. En jy soek net jouself. God soek nie jou eerlikheid. Hy soek nie groot woorde,
groot of belangrike woorde. Hy soek nie. Hy soek nie oprigtig homself. Dis al offer wat hy vir doen. My laaste punt, en hierdie is die belangrikste. Almal is welkom in hierdie tempel. Weet, vir jou aan die begin gesê, met die ou tempel, met die tempel in Jesus se tyd, hoe nader jy aan die heilige, aan die allerheiligste kom, hoe meer mense word uitgesluit. Het jy al uitgesluit gevoel? Ek het al baie uitgesluit gevoel. Het jy al gevoel, dis eintlik nie goed genoeg nie, of eintlik nie waardig nie. Dalk het mense hierdie goed al vir jou gesê. Die wonderlike waarheid van hierdie tempel wat Jesus tempel is. Almal is welkom en dis een groot allerheiligste. Dis een groot allerheiligste. Hierdie tempel. Daar's nie meer verdelings en vlakke nie. In die ou tempel kon vrouens nie naby aan die allerheiligste kom nie. Nou as jy 'n vrou is, kan jy elke dag in die allerheiligste ingaan. En hierdie tempel, jy hoef nie net na hierdie tempel toe te kom nie, hierdie tempel kom na jou. Hierdie tempel kom na jou. Beter as Chapter 66. Hierdie tempel kom na jou. En almal is wel. Julle, jy hoef nie, jy weet in daai ou tempel, as jy heiden was, kon jy nie ingaan nie. As jy 'n vrou was, kon jy nie ingaan nie. As jy gestremd was, het jy het geweet, as jy gestremd was, kon jy nie ingaan nie. Almal kan by die Jesus tempel ingaan. Dit maak nie saak wie jy is nie. Dit maak, weet, ek hoor so dikwels mense wat na my toe kom en sê, Chris, ek wil net eers my lewe reg kry. Jy weet, ek wil net eers my lewe reg rit. Dan sê ek nee, Jesus soek jou juis so. Kom met al jou probleme, al jou sonde, al jou baggage, bring dit na die Here toe. As die Here iemand soos ek kom ook hier van die syde af. Ek kom van net nie so diep syde soos julle, maar ek is van Alberton se wêreld af. As die Here 'n laaitie wat jy eens kerk toe gegaan het nie eens kerk toe gegaan het nie. Ek is nie aangeneem nie in die kerk nie. Hoor? Ek is nie aangeneem nie. Ek is belydenis af nie. Dis kerkloos. Kerkloos. Ek het nie 'n maklike kinderlewe gehad nie. Ek is uitgebroken, my pa was alkoholist, hy is dood toe ek jonk was. Groot gemaak deur sterk vrouens, maar drank in die huismoedes gehad. Maak nie saak van waar jy kom nie. Maak nie saak van waar jy kom nie. Maak nie saak wat jou verlede is nie. Maak nie saak of jy ryk, ek het arm groot geword, maar ek het iets met geld. Ek is die eerste generasie van my, eerste persoon in my familie se generasie wat universiteit was. Ons ander was universiteit, ons het nie geken. Maar ons is werkende mense. As die Here my kan vat, en ek het soveel probleme gehad, en het nog steeds, en hy kan my in my tempel invat, kan hy jou, maak nie saak. Hy soek juis mense wat probleme het, want dis wat genade is. As al die goed verby is, kerk en al die goed, en is net jy die Here, hy soek jou net soos jy is. Maak nie saak wat jy gedoen het, jy kan nie sê, Here, maar ek het dit en dit gedoen, hy soek jou. Weet jy, ek sê nou die dag, by 'n Bybelskool, toe lees ons hier Romeine 8, waar hy sê, 8 vers en waar hy sê, daar is dan nou geen veroordeling meer vir die wat in Christus is. Weet jy, wie soek die Here? Hy soek julle, hulle neem my nou op, maar hy soek die effops van die wêreld, die effops van die wêreld. Dit is jy soek.
Hy soek daai mense. Dalk het mense al gesê, jy's 'n rubbish, jy het soveel probleme, jy's nie goed genoeg nie. Al hierdie goed, die hemel is vir die effels van die lewe. Kan 'n ander woord Psalm. Jy ken hom. Sê dit vir jou man in die kondisie. Hierdie tempel is vir die effels. Vir gewone mense. So ek en jy. Almal is wel. Almal is wel. Hy soek jou net soos wat jy is, 'n mens soos wat jy is. Al die titels en al die, alles wat verby is. Dis die waarheid van die opstanding. Dis die waarheid van die tempel. Kom ons bid saam. Here, ek wil vra dat elke persoon wat nou hier is, sal beleef dat hulle welkom is in hierdie tempel, in hierdie Christus. Elke persoon wat dalk is daar vir hulle gesê, jy is nie goed genoeg nie, of dalk het hulle dit vir hulle self gesê. Jy het te veel probleme, jy het te veel sonde. Jy is nie ryk genoeg nie. Jy is nie mooi genoeg nie. Jy is nie slim genoeg nie. Al die goed wat mense vir hulle gesê het, die Here, laat dit verdwyn soos mis in die wind, sê, die tempelhek is oop. Die gordyn van die allerheiligste is weg, is geskeur. Die allerheiligste is oop vir almal. Kom in. Kom neem deel. Kom wees in Christus. Dus dankie Here, dankie vir die waarheid. In Jesus naam. Amen. Dis 'n wonderlike waarheid. Ons gaan nou 'n geleentheid gee vir die afkondigings en dan sal ons 'n slotlied